Goeiemôre gemeente. Vir die in die kerkbanke en die by die tuisbanke, baie welkom vir elkeen wat vandag by ons aansluit. Dis lekker om julle hierso by ons te hê. En ek wil vir julle vra vir 'n oomblik, haal gou 'n oomblik diep saam my asem. Rustigheid. Die rede is as baie afkondigings en ons moet baie deur dit gaan. Ek wil julle saam met my kan bly. So baie dankie. Waardeer. Maar ja, ons bid vir Johan want hy moet vinnig hierdie preek inwerk dat ons daar die afkondigings gehad het. Geliefdes, dit is 'n voorreg om julle almal vandag hier te hê en ons is werklik baie ja, dis vir ons 'n voorreg om hier so te hê. Baie dankbaar vir elkeen wat hierdie oomblik saam met ons deel of nou hierso by ons is of deur die rekenaar is. Ons is baie dankbaar daarvoor. En geliefdes, natuurlik op hierdie dag is wat ons sê baie gelukkige Vadersdag. Vir al die paas op hierdie dag om te vier en ek hoop dat die deure as jy oorgeslaan is moet jy maar die deure gaan praat dat jy weer kry. Is daar so iets net 'n lekker breuke oomblik om te bederf. Nou, geliefdes, hulle het vir al die mans gegee, hulle het vir my en Johan ook gegee, dan wil nie vir 'n oomblik, weet hulle iets, dan is dat, wees meer spesifiek, weet hulle iets wat ons nie weet nie, dan so is dit. Maar dit is vir almal daar so as jy so gegee het, en miskien 'n oomblik wil sê, nee, dit is vir al die mans wat dit gegee word, so mag julle dit geniet, en as jy oorgeslaan is by die deure, asseblief, daar soos jy uit gaan kry. Soos ons al sê, baie gelukkige Vadersdag, sê ons ook baie welkom in die koor vandag. Ons is so bly en ons is werklik so bly julle is saam met ons. Die Suidooster, dit is ja daar, wat is dit? Suidooster wenners daar so op die dag, daai gala wat julle so is. Ons het nog die kans gehad as kerk om vir julle hande klap te gee nie. Kan ons vir hulle daai vir daai prys wat hulle gewen? Baie geluk. Dit is wonderlik. Dan wat julle ons ook kom bederf op hierdie spesiale dag. Geliefdes, daar so saam met al die afkondigings, julle sal sien as julle in die voorportaal kom, is daar uitstalling wat daar so is, die winterhoop, daar geskenke wat ook vir Vadersdag gegee word, daar wat mense ook gehelp word. Baie dankie vir elkeen wat 'n bydrae gegee het, elkeen wat gehelp het, julle gaan daar so gaan sien, daar is werklik baie moeite gedoen daar so. Dan, die afkondigingsblaadjie self wat ons daar kan kyk. Ons bid saam vandag vir die Parel skool, die kinders, die personeel, die ouers. As jy meer wil weet, hier is inligting hierso bladsy 4, as ek nou reg onthou, bladsy 3. Vir die Parel skool, dit is vir neuraal gestremde kinders en hulle volg 'n normale kurrikulum net gespesialiseerde toerusting wat hulle daar nodig het. So baie dankie sê hulle vir al die gemeentes wat daar ondersteun. Maar ons bid ook vir julle vir alles wat ek wil sê vir alle uitdagings wat julle het en dan ook natuurlik vir blydskap en voorspoed en seën wat alles daar so is. Geliefdes, ons kyk dan na die gemeente nuus wat ook nou voorlê of wat die afgelope week gebeur. Fumkali, wat nou maandag, so môre ingaan vir operasie, wat ons sê baie seën en sterkte. En dan sien ons 'n paar mense wat uit die hospitaal uit nou gekom het hierdie week of nog steeds daar is. Dan die Engela Franken, wat tans in die hospitaal is, Imke Stein, was in vir operasie die week. Ons bid saam vir Renier en vir Lizaan Wessels, na die afsterwe van Renier se pa die afgelope tyd. Eenhoor Everts ontvang tans behandeling. Ons bid vir Wilma Aru, wat goeie herstel, asof haar oog. Ewe Spinaar se troostdiens is Woensdag nou die 24ste Junie, om 11:00 hier so beide eike. En dan is daar 'n paar name wat nou nie op die lys is nie, wat ek graag dan vir julle ook wil voorhou. En die Snyman is in die hospitaal, ons dink dan aan Tannie Stel, dit gaan moeilik op hierdie stadium van alles wat ons hoor, so ons dink ook daar so saam. Dan Tannie Rina Gerrits, wat verhuis, en ons wil net sê, Tannie se plek daar so in Otello gaan leeg wees, daar so ons hoor ook, en ons baie sterkte vir die verhuising ook daar. Dan, ons praat van lief en leed, die liefgedeelte, wat ek so wil sê, wat nou nog op het nie, is die 46ste huweliksherdenking van Piet en hy Roodman, is dat ek het julle gesien, daar so ergens, of sal nie, daar so, mag het 'n geseënde tyd wees, want ek weet môre nog is 'n verjaarsdag ook, so mag het 'n groot feesvieringe wees, daar so is dat, baie geluk daar so is dat. Nou geliefdes, deel van die asemhaal gedeelte is hierdie, is 'n goeie week om gebore te word, sien ek hierso. Ons kyk hierso is 'n hele paar name wat bo 80 is hierdie week. Ek kyk so vir die afkondigings, kyk saam met my. Vandag reeds vir Erik Brandt en vir Anna Malherbe. Ek wil ook sê vir vandag wat ons al so sê vir ons voorsitter van die Eienaamskommissie, Ines Wasson, sê ons ook al geluk. Ons kyk deur die week daar, Nicoline Loupsher, daar is later in die week, Louisa Brandt, Elise Olivier, Robin Rich, Amanda Randewyk,
Frans Maton, ek wil daar so sê, ek hoop ek het almal, want hulle is so almal so tussenneer, maar ek wil nou een van die ander Lerbe wat 95 is. So selfs as die ou mense is al oud en ons wens baie seënjare hoop ons daar so saam. Geliefdes, kan ons vir hulle ook 'n hande klap gee. Dis 'n hele span hier so saam. Dan, senior katedese, dis 'n pannekoek verkoop na kerk, kan jy daar gaan koop, R5 'n pannekoek, ons sal seker maak die koorse word gesponsor, so daar so wat julle so saam kan hê, daar so is dit. Die wintersprokie ete is op pad, so ons wil vir julle daar so vra, dis R400 per persoon en daarvoor semi-formeel, is 'n 3-gang maaltyd. Daar's gewoeker om pryse te hê van Spur tot Superquick tot visvanggeleenthede, daar's baie wat daar so is. So as gelukkige trekking, daar's lewendige musiek, daar's 3-gang maaltyd, is R400 per persoon, maar ons gaan vra asseblief, ons moet die getalle deurgee om dit te bevestig. Daar is beperkte kaartjies oop, maar teen die 8ste Julie, terwyl die 24ste Julie plaasvind, teen die 8ste Julie moet jy al bespreek het. As jy nog nie betaal het op daai oomblik nie, ons kan werk verder met dit, maar as jy al, ons moes bespreek het al dan. Die Vadersdag, Would You Rather, is vir die familie om by die huis te gaan doen, so julle kan dit daar so gaan geniet. Ek dink, het ek iets gemis? OK. Dankie dat julle geduldig saam met my deur dit alles was. Met die Parelskool vir wie ons bid, ons weet, daar's terselfdertyd baie uitdagings, soos ons ook daar so sê, maar geliefdes, vir die wat al die geleentheid en die voorreg gehad het, om ook daar te gaan besoek, weet ons daar so is ook groot vreugdes, is eintlik sosiaal om daar te ervaar, die kinders hulle, ek wil sê, geleenthede het wat al nie op ander plekke sal hê nie, en hoe hulle hierdie vreugde en blydskap, en ook geleenthede daar so ervaar. Met dit wil ons van Aline Norman vra om asseblief vorentoe te kom, om dan ook die hoof van die skool, asseblief vir ons die Christuskers te kom aansteek, asseblief. Daarso, ek kyk die kant toe, maar dankie. Baie dankie. Mag die Here julle seën in alles wat julle aanpak daar is. Mag julle werklik om naby ook ervaar. Dis goed. Baie dankie. Nou kollega, ek het 'n groot deel van jou tyd gevat, maar mag dit 'n geseënde diens wees. Mag jy Gees jou lei en mag die Here jou rustig maak en mag ons deur jou woorde ook die Here se nabyheid ervaar. Baie seën, sterkte. Dankie. Goeiemôre gemeente, baie welkom in vanoggend se erediens. Dis wonderlik om elkeen van julle vanoggend hier te hê. Baie welkom aan almal wat inkyk deur die uitsending. Dis fantasties dat ons op so 'n manier ook verbind kan wees aan mekaar. Vriende, ek wil op Vadersdag, die idee van Vadersdag, wil ek sommer vir 'n oomblik net stil staan. Ek en Adrian het ook, soos hy gesê het, die chocolaatjie gekry. En ek weet sommige van die mans sal dalk dink, maar hulle moet nog nie een kry nie, of hulle verdien nie een nie. Maar die wonderlike van Vadersdag is dat ons nie besef op hoe 'n manier ons as mans ook 'n vaderfiguur of 'n rol speel in iemand se lewe nie. En ek wil jou vir 'n oomblik net daarby stil staan. Dink gou vir 'n oomblik, wie het jou leer fietsry? Wie het jou leer bestuur? Wie het jou geleer hoe om 'n vuur aan te steek? Wie het jou geleer hoe om vleis te braai? Of om die braaibroodjie, dit is mos die ding wat maak het 'n braai staan of val. Wie het jou geleer hoe om die braaibroodjie perfek te braai? Wie het jou geleer om deur die moeiliker dinge in die lewe ook regop te staan? Vir baie van ons was dit ons pa. Vir ander was dit ons oupa, vir ander was dit 'n mentor, vir ander was dit die sportafrigter by die skool, vir ander was dit die oom wat langs ons gebly het, of die oom bo in die straat, of dalk iemand wat jy op 'n manier as 'n vaderfiguur ervaar het. Mag jy vanoggend, wie ook al daardie rol vir jou ingeneem het, mag jy daardie persoon waardeer en mag jy ook die impak wat hulle op jou lewe gehad het, of dankbaar wees vir die impak wat hulle op jou lewe gehad het. Ons vier vandag juis die persone wat op 'n manier 'n vader vir iemand was.
Vriende, ek wil vanoggend se erediens juis ook begin met Psalm 103 vers 13, waar ons leer hoe ons Vader ook vir ons omgee. Daar staan: soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Kom ons reageer hierop deur net so te sit en lied 179 saam te sing, Vader in die hemel. Ons sing al 3 verse. Vriende, ons Vader is die een wat ons elkeen hier kom ontmoet, met elkeen van ons 'n afspraak het, en daarom groet ek julle graag genade en vrede vir julle van ons God, die Vader wat sy beloftes gestand doen, en van Jesus Christus, die Lam wat vir ons die prys betaal het, en van die Heilige Gees wat in elkeen van ons woon en werk. Amen. Ek wil vir ons vryspraak ook voorhou uit Psalm 103. Terwyl ons so dink aan God as ons Vader, dan hoor ons van vers 14 tot vers 17 hoe die Here ook vir elkeen van ons vryspreek. Hy het geweet waarvan ons gemaak is. Hy hou dit in gedagte dat ons stof is. Die mens, sy lewensdier, is soos die van gras, soos die van 'n veldblom wat opgaan, as die woestynwind daaroor waai, is dit weg en sy plek is vir altyd leeg. Maar onverganklik is die liefde van die Here. Onverganklik is die liefde van die Here. Dis die liefde van 'n Vader wat elkeen van ons liefhet. Ek gaan vra dat ons nou vir die koor die geleentheid gee om ons in te lei in die aanbidding en ook om die Here te loof vir wie hy is. Hulle gaan vir ons 'n paar liedere sing en dan gaan ons 'n lied sing, lied 201, en hulle gaan daarop ook ons verder lei.
Vriende, as lofsang gaan ons nou lied 201 verse 1 en 2 sing, waarop die koor dan ook gaan reageer met die verwerking van lofsing die Heer. Of, is dit reg so of? Oké. Ek sien dit. Goed. Kom ons doen die Here met lied 201 vers 1 en 2. Ek glo dat ons almal sal saamstem na dit, dat daar geen twyfel is hoekom die koor die prys gewen het nie. Dit is ongelooflik mooi geweest. Baie, baie dankie. Arthur vir jou en vir Ilse, baie dankie vir die moeite en die tyd en die mooi wat julle by mekaar sit met musiek. Ons het groot waardering daarvoor. Vriende, daar is sekere vrae wat diep in elke mens leef. Wie is God regtig? Hoe lyk God? Ek weet gou. Ek het hom nou verkeerd omgesit.
So ek het 'n skyfie wat ek hiermee wou saamsit, maar ek het hom later in die skyfies ingesit, so ek gaan hom net verbygaan. Daar's vrae wat diep in ons leef. Wie is God? Hoe lyk hy regtig? Hoe voel hy oor ons? Kan ons hom vertrou? Is hy naby of is hy ver? En hierdie is vrae wat mense nie net vandag mee geworstel het nie. Dit is vrae wat mense al vir eeue lank mee worstel. En dis die vraag wat ons vandag ook in Johannes 14 weer 'n keer gaan kry. Jesus is saam met sy disippels in die bovertrek, dis die laaste ure voor sy kruisiging. Die atmosfeer is swaar. Jesus het hulle vertel dat hy weggaan, of dat hy teruggaan na sy Vader toe. En die disippels weet hier is iets groots wat op die punt staan om te gebeur, maar hulle verstaan nog nie alles nie. Hulle is onseker, hulle is bang, en hulle is verward oor dit wat vir hulle ook voorlê. Hulle het natuurlik vra. En Jesus probeer hulle voorberei vir die moeilikheid wat kom. En in hierdie gesprek kom Filippus en hy verwoord iets wat ek glo in elke mens se binneste broei. Ek wil vir ons Johannes 14 lees. En nou, met die preekskets het ek net 2 verse opgesit. Ek gaan 'n klein bietjie verder lees as net vers 9. Maar voordat ek dit lees, kom ons bid saam. Here, om vanoggend hier te wees, is 'n voorreg. Dankie dat ons op Vadersdag in ons Vaderhuis kan wees. En dat ons seker kan wees daarvan dat U met elkeen van ons 'n afspraak het. Here, wanneer ons nou U woord oopmaak, glo ons dat U deur U Gees ook met elkeen van ons gaan praat en met elkeen van ons gaan werk. Mag U hierdie gedeelte vir ons oopbreek. En mag U ons wys hoe U hart lyk. Ek bid dit, Here, in Jesus se naam. Amen. Johannes 14, ek lees van vers 8 af. Filippus sê toe vir hom, dis die vraag wat Filippus ook verwoord het. Here, wys ons die Vader en dit is vir ons genoeg. Wys ons die Vader en dit is genoeg. Jesus sê vir hom, ek is al so lang tyd by julle en het jy my nie leer ken nie, Filippus. Toe jy my gesien het, het die Vader gesien. Waarom sê jy dan, wys ons die Vader? Glo jy dan nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Die woorde wat ek vir julle sê, sê ek nie uit myself nie, maar dit is die Vader wat in my bly en sy werke doen. Glo my dat ek in die Vader en die Vader in my is. Of glo dan op grond van ekskuus nou, ek het verkeerde sin gelees hier, en glo dan op grond van die werke self. Filippus se vraag is, Here, wys vir ons die Vader en dit is genoeg. Dis 'n merkwaardige versoek. Filippus is al vir 3 jaar deel van Jesus se lewe. Hy het saam met Jesus elke dag geleef. Hy het die wonderwerke gesien, hy het gesien hoe Jesus mense aanraak, hy het gehoor hoe Jesus mense leer, hy het gesien hoe Jesus hulle genees, hulle vergewe en hulle herstel. En tog vra hy vir Jesus dat hy God self wil sien. Eintlik sê hy, Jesus, as ons die Vader sien, dan sal al ons onsekerhede verdwyn. En dan sal ons weet. Dan sal ons alles weet wat ons moet weet. Dalk verstaan ons Filippus beter as wat ons dink. Want diep binne in ons, dink ek, leef presies dieselfde begeerte. Is dit nie waar nie? Ons wil God ken. Ons wil meer as net inligting oor hom hê. Ons wil hom ontmoet. Ons wil weet wie hy regtig is. Ons wil weet hoe sy liefde werk en hoe sy liefde lyk. Ons wil weet wat sy beloftes is en of dit vertroubaar is of betroubaar is.
En ons wil weet of hy teenwoordig is ook in die moeilike dele van ons lewe. En wanneer ons die moeilike tye deurgaan, wanneer ons gebede onbeantwoord lyk, wanneer die wêreld om ons onseker voel, dan vra ons ook die vraag, Here, wys vir ons wie U is. Ons wil nie net antwoorde hê nie, ons wil U sien. Ek dink baie van ons het dit al op 'n intense manier beleef. En dan antwoord Jesus vir Filippus met 'n antwoord wat die hart van die Christelike geloof vorm. Hy sê, ek is al so lank by julle, ken jy my nog nie, Filippus? Wie my gesien het, het die Vader gesien. En met hierdie woorde gee Jesus nie net inligting oor God oor nie. Hy verklap iets van wie God is en hy openbaar die God van die heelal aan sy disippels. Hy maak dit duidelik dat die Vader, die groot woord daarvoor is, nie verborge is of onbekend is nie. As enigiemand iets wil weet van hoe God is, hoef hulle nie verder te soek nie. Kyk na Jesus, luister na sy woorde, kyk hoe hy optree, sien hoe hy mense behandel, want daar, in Jesus, ontmoet ons die God wat ons Vader noem. In Jesus ontmoet ons die hart van God. Dit is ongelooflik belangrik, want mense het baie maklik 'n verkeerde prentjie van God. Sommige sien God as hierdie streng regter wat altyd net fout soek. Ander sien hom weer as 'n ver afsydige God wat glad nie belangstel in ons lewens of wat in ons wêreld aan die gang is nie. Nog ander sien God as iemand wat net wag om te kyk waar ons misluk. En soms word ons beeld gevorm deur ons ervaring van gesagsfigure. Soms word dit beïnvloed deur die manier hoe ons groot geword het. En sonder dat ons dit besef, projekteer ons daardie prentjie uit ons ervarings op God. En ons begin dink dat God is soos die mense wat ons gevorm het. En daarom is Jesus se woorde so belangrik, veral hier op Vadersdag. Ek dink is juist belangrik vir hierdie dag dat ons hierdie woorde van Jesus hoor. Dit is belangrik dat ons moet hoor dat ons ervaring van ons aardse vaders nie ons verstaan van God moet beïnvloed nie. Dit gebeur wel, dat hoe ons eie pa beleef het, dat dit ons prentjie vorm van wie God vir ons is. Vir sommige mense was hulle pa 'n bron van veiligheid en aanvaarding en liefde. Vir ander was daar afwesigheid en teleurstelling en pyn. Sommige het groot geword met 'n pa wat moeilik sê dat hy lief is vir jou. Ander het nooit die voorreg gehad om eers hulle pa te ken nie. En wanneer dit gebeur, dan word dit maklik om daardie ervaring op God te projekteer. Maar Jesus kom om al ons verkeerde beelde van God reg te stel. En dan sê hy, as jy wil weet wie die Vader is, kyk na my. En ons ontdek in Jesus God se karakter. Ons ontdek 'n God wat meer is as die ervarings wat ons gehad het. Wanneer ons na Jesus kyk, dan sien ons iets wonderliks. Ons sien 'n God wat mense raak sien, wat deur ander misgekyk word. Ons sien hoe Jesus stop by 'n blinde man langs die pad, terwyl die ander hom probeer stil maak en hom een kant toe skuif. Ons sien hoe hy melaatses aanraak wat deur ander vermy word. Ons sien hoe hy kinders verwelkom wanneer die disippels dink dat hulle eintlik net 'n oorlas van hulle self maak en nie belangrik genoeg is nie. Ons sien hoe hy tyd maak vir mense wat deur die samelewing uitgestoot word. Ons sien ook hoe hy tollenaars en sondaars verwelkom aan sy tafel. En dan sê hy, dit is hoe my Vader is. Dit sê vir ons dat God
nie net belangstel in die suksesvolle, sterk en belangrike mense nie. Hy sien mense raak wat voel dat hulle nie tel nie. Hy sien die eensames, die gebrokenes. Hy sien mense raak wat moed verloor het. Hy sien mense wat stil in die kerk sit en wonder of iemand hulle pyn raak sien. Hy sien die persoon wat glimlag, maar agter daardie glimlag dra hulle swaar aan die uitdagings van die lewe. So is die Vader. Wanneer ons na Jesus kyk, sien ons 'n God wat ook vol genade is. Die godsdienstige leiers van Jesus se tyd was hastig om mense te veroordeel. Jesus was net mooi die teenoorgestelde. Hastig om hulle genade te bewys en hulle te herstel. Dink sommer aan die vrou wat met egbreek gevang is. Almal het gereed gestaan met 'n klip en wou dadelik die klip gooi. Maar Jesus gee vir haar wat sy eintlik nie verdien nie. Hy gee haar genade. Hy stuur haar weg met nuwe hoop en 'n nuwe toekoms. So is die Vader. Nou, genade beteken nie dat God sonde net ignoreer nie. Dit beteken eerder dat sy liefde groter is as ons mislukkings. Dit beteken dat hy nie mense afskryf nie. Dit beteken dat daar altyd 'n pad terug is na hom toe. Hoeveel van ons dra nie skuld en spyt of dalk teleurstelling saam met ons nie? Hoeveel van ons wonder nie dalk ook of God nog vir ons plek het in sy teenwoordigheid of by sy tafel nie? Dan gee Jesus die antwoord. My Vader se arms is oop vir sy kinders. Wanneer ons na Jesus kyk, sien ons ook 'n God vol deernis. By Lazarus se graf lees ons die kortste vers in die Bybel oor God. Jesus het gehuil. Die Seun van God staan voor 'n graf en huil saam met mense wat hartseer is. Hy's nie koud en onbetrokke nie. Hy staan nie op 'n afstand en kyk wat gebeur nie. Hy kry saam met hulle seer en hy voel saam met ons. Jesus sê, dit is hoe my Vader is. Wanneer ons huil, word sy hart geraak deur ons seer. Die God van die Bybel is nie 'n ver af God nie. Hy's 'n God wat naby is aan die gebroke harte. Hy's 'n God wat saam met ons ook deur die donker valleie stap. Die grootste openbaring wat ons van God die Vader kry, is juis by die kruis. Daar sien ons hoe ver God bereid is om te gaan om sy kinders te red. Die kruis vertel vir ons dat God nie bereid was om sy kinders op te gee nie. Hy het nie op 'n afstand gestaan en net ons oorgegee aan ons eie lot en ons so dopgehou nie. Hy het ingetree, hy het homself gegee, hy het die prys betaal sodat elkeen van ons die verlossing kan behaal. Wanneer ons na die kruis kyk, sien ons dat God ernstig is oor sonde. Maar ons sien ook hoe diep sy liefde vir ons is. Die kruis is die plek waar geregtigheid en genade mekaar ontmoet. Dis die plek waar ons ontdek dat ons meer geliefd is as wat ons ooit gedink het ons is. Die Vader se liefde is nie net 'n mooi gevoel vir ons nie. Dis 'n God wat kies om uit liefde op te offer. 'n Liefde wat gee, 'n liefde wat herstel, 'n liefde wat vryspreek, 'n liefde wat ons deel maak. En daarom hoef ons nie langer te wonder oor hoe God oor ons voel nie. As ons wil weet hoe die Vader oor ons voel, moet ons net kyk hoe Jesus mense aangeraak het, veral die siekes. Ons moet kyk hoe Jesus die verlorenes gesoek het. Ons moet kyk na hoe Jesus die skuldiges vergewe het. Ons moet net kyk na hoe Jesus sy lewe aan die kruis afgelê het. Want daar sien ons die hart
van God raak. Daar sien ons raak hoe ons Vader oor ons voel. Hierdie gedeelte roep ons ook op tot iets meer. Dit roep ons om draers te wees van God se liefde. Jesus het die Vader kom sigbaar maak in vlees en bloed hier in die wêreld. En nou stuur hy sy kerk. Hy stuur ons om presies dieselfde te doen. Vriende, hier is 'n belangrike ding wat ons moet verstaan. Daar is baie mense wat dalk nooit in hulle lewe 'n Bybel gaan oopmaak nie. Wat dalk nooit die voorreg gaan hê om 'n Bybel oop te maak nie, of wat dalk net sê, ek stel nie belang nie. Maar hulle gaan aan jou lewe kan sien wie God is. In my en jou lewe gaan hulle God kan raak lees. Hoe gaan hulle God raak sien in my en jou lewe? Hoe gaan hulle God ervaar wanneer hulle na ons kyk? Want is juis wanneer hulle kyk na hoe ons mense behandel, wat hulle God gaan ervaar. En hoe ons met mense praat, hoe ons na hulle luister, hoe ons hulle vergewe, hoe ons hulle liefhet, dis waar hulle vir God gaan raak sien. Of dalk nie. Wanneer ons deernis betoon, word iets van die Vader sigbaar. Wanneer ons iemand verwelkom wat anders is as ons, word iets van die Vader sigbaar. Wanneer ons vergewe waar ander sou veroordeel, word iets van die Vader sigbaar. Wanneer ons teenwoordig is by mense wat swaar kry, word iets van die Vader sigbaar. Filippus het gevra, Here, wys ons die Vader. En Jesus se antwoord bly vandag nog dieselfde. Wie my gesien het, het die Vader gesien. Op Vadersdag word ons herinner aan dat ons uiteindelike begrip van vaderskap nie by mense moet begin nie, maar by God ons Vader. Aardse vaders kan baie goed wees, maar hulle bly menslik. Sommige van hulle faal, sommige is afwesig, sommige laat seer agter, maar die Vader wat ons in Jesus ontmoet, is volmaak in sy liefde, getrou in sy teenwoordigheid en eindeloos in sy genade. Mag jy na Jesus kyk. Want as jy wil weet hoe God lyk, kyk na Jesus. Kyk na sy oop arms, kyk na sy deernis, kyk na sy genade en kyk natuurlik na die kruis. En wanneer jy na hom kyk, sal jy ontdek dat ons 'n Vader het wat liefhet, wat vergewe, wat herstel en wat nooit ophou om sy kinders te soek nie. Ons het 'n Vader wat ons liefhet en wat ons oorlaai met sy genade en wat nooit ophou om sy kinders te soek nie. Amen. Here, vanoggend is dit vir ons 'n voorreg om op Vadersdag juis herinner te word aan hierdie woorde van u seun. U weet, Here, dat vaderskap 'n kontroversiële onderwerp is, veral ook in ons land. U weet, Here, dat hier vanoggend dalk mense is wat verskillende ervarings van 'n pa het, of wat dalk glad nie 'n pa gehad het nie. Vir sommige was 'n pa 'n veilige hawe, waar hulle aanvaar is en liefde ervaar het. Ander het 'n pa net beleef as 'n afwesige persoon, wat mislukkings raak sien, en wat net kwaai is.
Sommige het nooit 'n pa gehad nie. En U weet, Here, dat dit alles ons prentjie van U as ons Vader ook kan beïnvloed. Dankie, Here, dat U Seun gestuur het om ons in vlees en bloed te kom wys hoe U Vaderhart lyk. Dat U 'n Vader is wat raak sien. Dat U 'n Vader is wat vol genade is. Dat U 'n Vader is wat vol deernis is. En as ons gewonder het oor U liefde, het U Uself kom gee om vir ons die prys te betaal. Om op so 'n manier U liefde vir ons te wys. Om ons te help om te besef hoe U oor ons voel. En watter tipe Vader U vir ons is. Ja, Here, mag U ons help om na Jesus te kyk. Om juis ons prentjie van U as Vader voller in te kleur. Mag U ons help, Here, om U oop arms te sien. Ja, Here, om U deernis te sien, om U genade te sien. Te sien, Here, dat U 'n God is wat ons liefhet, ons vergewe, en dat U nooit ophou om ons te soek nie. Dankie, Here, dat U 'n Vader is wat in elkeen van ons se lewens betrokke is en ons belangstel, maar meer is dit, dat U elkeen van ons liefhet. Mag U ons help, Here, om ook te besef dat ons 'n taak het as U kinders. Dat mense iets van U Vaderhart ook in ons doen en late moet kan raak lees. Mag U ons help, Here, om iets van U Vaderhart ook in hierdie wêreld uit te leef. 'n Wêreld wat daardie diepe omgee en liefde en genade nodig het. Ek bid dit, Here, in Jesus se naam. Amen. Vriende, daar is nou geleentheid vir die dankoffers.
Vriende, dit is 'n voorreg om 'n dankoffer te kan gee. Mag ons besef dat die Here nie net van ons rand en sent vra nie, maar dat hy werklik ons lewe ook vra. Kom ons dank die Here ook vir die dankoffer en vra hom dit te seën. Ja, Here, 'n dankoffer is meer as net 'n brandoffer of graanoffer, meer as net 'n noot of 'n munt. Ons het juis vanoggend gehoor dat ons dalk die enigste getuienis is wat mense van U kan lees. Mag U ons help, Here, om onsself totaal en al toe te wy, om U getuies te wees. Dankie, Here, dat ons ook kan 'n dankoffer gee. En mag U hierdie offer wat gegee is ook gebruik vir die uitbou van U koninkryk. Ek bid dit, Here, in Jesus se naam. Amen. Vriende, kom ons staan en sluit af met lied 266. Dis nie net ons slotlied vanoggend nie, maar dit is ook ons geloofsbelijdenis, die Onse Vader. Kom ons sing ook hierdie lied met die wete dat ons 'n Vader het wat ons elkeen onsaglik baie lief het. Kom ons sluit af met lied 266. Vriende, ontvang die seën van die Here en gaan leef met die wete dat jy 'n Vader het wat jy kan raak sien in Jesus Christus. Die Here is langs jou, of die Here is voor jou om die pad gelyk te maak. Die Here is langs jou om sy arms om jou te vou. Die Here is onder jou om jou te val, sou jy te vang, sou jy dalk val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is bokant jou om jou te seën. Die Here is in jou deur sy Heilige Gees. Die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees,
is vandag en elke dag by jou tot in alle ewigheid. Amen.